Excelsior Abattoir op Kuruman bied elke jaar 'n biltong karkas kompetisie aan. En deelnemers kom van wyd oor die land om deel te neem. Elke jaar word ou koeie met 'n lekker geel vetlaag geslag en die biltongmakers staan behoorlik tou om hierdie karkasse te koop. Ek gesels vandag met Johannes de Klerk. Hy is die CEO en die mede-eienaar en vernoot van die Excelsior Abattoir. 'n bietjie meer uit te vind oor hierdie kompetisie wat hulle aanbied. Johannes, verlede jaar het julle 'n groot kompetisie aangebied. Hoe groot is hy vanjaar? Koos, ons het vanjaar ook 'n baie groot kompetisie aangebied, die genade van die Liewe Vader, met die goeie reëns en alles het vir ons gehelp. Ons kon net so 15 meer beeste die week hanteer as die vorige jaar. Die fasiliteit het ons 'n bietjie neelter, so ons staan nou so op 623 beeste vir die week. Maar dit was 'n pragtige mooi kompetisie. Die boere se inskrywings was regtig van 'n hoogstaande kwaliteit. Johannes, dis net vir my interessant. Julle het nou vanjaar het julle 'n vreeslike reën gehad hier in die Kuruman omgewing. Die N14 tussen Vryburg en Kuruman is toegemaak. Dan was nog die Bek en Closure uitbraak ook hier op Kuruman. Het daai goed enige invloed gehad op julle kompetisie? Dit klink nie so. Koos verseker, dit het alles baie moeiliker gemaak. Hier is kliënte wat vandag nie kon deelneem nie. Dit is van my gewaardeerde kliënte, kan nie vandag deelgeneem het nie. Hulle gaan wel vandag hier wees om die dag saam met ons te geniet. So Bek and Closure het dit baie moeilik gemaak. Die pad Vryburg maak dit baie moeilik. Dit gaan oor koeltrokke wat moet deurgaan na die Johannesburgmarkte. En ek het 'n groot klomp kliënte vanaf Vryburg en aan die ander kant van Vryburg wat se beeste in Kuruman geslag word. En dit het nie maklik gebeur nie. Soms het van hulle Kimberley oor hulle diere hiernatoe gestuur en dit is 'n byna 300 km draai wat moes gebeur. So ja, dit was moeilik, dit was uitdagend, maar ek moet sê die boere, 'n boer is 'n innoverende mens en het altyd 'n plan. Hulle maak altyd plan en ek was verstom verjaar vir die planne wat boere gemaak het om hulle diere hier uit te kry en deel te wees van die kompetisie. Dis net my interessant as jy sê die boere maak planne, maar jy maak net sulke goeie planne. Wat is die rede hoekom julle hierdie kompetisie aanbied? Koos, die kompetisie is oorspronklik aangebied. Ons bly in 'n area wat nie regtig groot voerkrale is nie. Hier word nie mielies geplant nie, grane en daai tipe landbou word nie by ons beoefen nie. Ons is ver van die besproeiingsgebied, so wanneer jy dit hier in 'n voerkraal wil afrond, moet jy die diere redelik verskuif of die voer verskuif. En dit met vandag se transporttariewe is dit 'n astronomiese bedrag. So ons het 'n kompetisie begin hou sodat ons elke kliënt wat by my slag kan akkommodeer. So iewers in 'n jaar het 'n speenkalfboer 'n koei op die werf wat oorgeslaan het of nie kon kalwe nie of om een of ander rede daar termyn gemis het. En daai diere word gewoonlik baie vet, veral in 'n jaar soos vanjaar. En mense is geneig om daardie koeie van die hand te sit. En hierdie was 'n ideale geleentheid om daai mense in te sluit in 'n gemeenskaplike ding waar hulle met mekaar kan kompeteer en dan ook 'n dag soos vandag te kan geniet. Nou, wie sal jou mark wat jy nou aanverkoop? Ons ontgin die biltongmark spesifiek, so ons begin 'n naam bou binne in die biltong, geel vet biltongmark. Dit is iets wat die laaste paar jare in Suid-Afrika veld wen, redelik vinnig ook, en dan wanneer jy 'n groot klomp karkasse van hierdie uitsonderlike gehalte bymekaar kan sit, is dit asof die mark 'n nuwe energie daarvoor skep.
So ja, hierdie tyd van die jaar bemark geel vet biltongkoei met die regte bouvorm maar redelik self. Ja. Dit is Johannes, die klerk was so lekker gesels en is maar nie te bewys dat ons boere gaan lê nie. Hulle het altyd 'n plan, 'n nuwe plan om op te staan weer.